Wanneer honde opgelei word, is een van die dinge wat met hulle gedoen word, dat hulle so 10 meter van hulle baas afstaan, en tussen hulle en die baas is daar 'n bak kos. En dan op die baas se bevel, moet die hond dan na die baas toe loop. Solank as wat die hond op die baas se oë fokus, het ek geen probleem met die kos nie. Maar die oomblik as hy wegkyk van die baas en die baas se oë af, en hy kyk na die kos, dan ewe skielik begin die moeilikheid. In Matteus 5 is Jesus besig om vir mense te leer waaroor die lewe nou eintlik gaan. Wat daardie dinge is waarop ons moet fokus, maar terselfdertyd wat is daardie dinge waarvoor ons moet oppas? Daardie moegmakers. Die moegmakers is die dinge wat vir die wêreld belangrik is. Wie is reg? Wie kan die hardste slaan? 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Teenoor die wêreldse manier van doen kom Jesus en hy sê, besef waaroor gaan dit regtig. Verhoudings is belangriker as wie reg is. En solank soos wat jy op die regte plek fokus, gaan dit vir jou oor meer as jou eie eer. Dit gaan daaroor om so te lewe, dat alles wat ek doen, God sal verheerlik. Ek lees verder vanoggend vir jou uit Matteus 5 vers 25, uit die boodskap, waar Jesus ons leer om op 'n ander manier konflik te hanteer, sodat God die eer sal kry en sodat verhoudings herstel kan word. Nog 'n voorbeeld, as iemand jou hof toe wil vat, moet jy gou-gou vrede gaan maak. Moenie eers wag totdat dinge hand uitdruk en jy later in die hof moet verskyn, of totdat die polisie jou kom vang en jy in die tronk beland nie. Nee, gaan maak dinge tussen julle betyds reg. Anders moet jy dalk 'n lang tyd in die tronk gaan sit. Van kleintyd af het my moeder ons geleer, my ou seun, onthou net in 'n geveg is daar geen wenner nie. En wat help dit jy wen die geveg en jy verloor 'n vriend en in die plek van 'n vriend kry jy dan 'n vyand? Die ding wat ek en jy moet verstaan is dat die wêreld ons dophou. En een van die redes wat hulle juis voorhou as hoekom hulle nie in God glo nie, is omdat daar so min liefde tussen kinders van God is. En ek glo persoonlik hoekom daar so min liefde tussen kinders van God is omdat ons 'n velletjie so dun is. Omdat dit vir ons gaan oor my eer en nie oor wat mense van God gaan sê, oor die manier waarop ek en jy die spanning en haksheid tussen ons gaan hanteer nie. In Hebreërs 12 vers 2 sê Paulus vir ons, waarop moet ons oog gefestig wees? Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, daai moegmakers. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Dit was my wonderlike voorreg om al 'n klomp maratonne te kon hardloop. Nou die interessante is, wanneer jy hardloop, fokus jy op die eindpunt en al die ander dinge wat nog wag vir jou. Jou gedagtes hang nie daar rond by die werk en by daardie een wat jou wil hof toe vat en daai een wat dit gesê het en daai een wat dat gedoen het nie. Nee, jy is gefokus op die eindstreep, die wenpaal. Dis wanneer ek en jy op God fokus en wat God wil vir ons lewens, dat ons begin agterkom dat dit ou Satan is wat hierdie konflik en hierdie moegmakers en hierdie dinge oor ons pad bring om ons fokus weg te trek van God af. En die oomblik as ek op God begin fokus, dan word hierdie ou dinge waaroor ek wil hof toe gaan en al hierdie ander dinge wat vir my so belangrik is, eintlik kleinighede. Meer nog, as jy nou net kyk hoeveel tyd, krag en energie neem moegmakers in beslag, om op die einde van die dag wat te bewys, dat iemand reg was, en in die proses het almal 'n klomp geld, 'n klomp tyd en 'n klomp energie verloor, wat baie beter tot eer van God aangewend kon word. So op sy beste vernietig konflik verhoudings, dit steel krag, tyd en energie, en bo alles maak dit jou moeg. Hoor net 'n bietjie wat het Jona gedoen toe hy so moeg en uitgeput was? Toe ek heeltemal uitgeput was, het ek aan die Here gedink. My gebed het opgestyg tot waar U in U blyplek is.